Die boek hier nog, Waarheid of Leuns, deel 16. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Spesifiek vir mense wat iemand aan die dood afgee, en nie weet waarheen gaan my siel nie, waar is my gees, waar is die paradys, waar is die hel, waar is die doodryk, bestaan die hel al die tyd. Ek het 13 jaar aan daai boek se navorsing gewerk, so daar is 'n magdom inligting in daai boek. Dit is so dik swart A5 boek, en as jy sou belangstel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367-124, gaan na my webtuiste https://Yafashua, IAHVAHSHIA, ek kan nie bo sien, alles is hierso. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, of luister, is dit uiters belangrik dat u na deel 1 toe gaan, u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook baie noodsaaklik om in te teken, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van die studies waarmee ons besig is. Op ons webtuiste is ook op dieselfde inligtingsblad lê ook al die Engelse studies waarmee ek besig is. So jy het nie nodig om na die Engelse webtuiste toe te gaan om dit te kry nie, so jy belangstel. Ook die TikToks elke week, 5 dae 'n week. Stuur die inligting vir die vriende en die kennisse. Dit is baie belangrik om skryfblok en 'n pen byderhand te hê, as ook ten minste 1933 of 53 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham versions. Nou ja, ek gesê dat u moet seker maak dat u die week 'n seatbelt saamgebring het. Dis uiters belangrik, want hier's 'n paar massiewe skokke wat van vanaand af gaan kom, en hulle gaan sommer maar net so aanhou elke week as Vader die gesondheidspraal. Dit is uiters belangrik dat u verstaan dat ons nie vereenselwig met enige van die volgende instansie kerke of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat vanuit Suid-Afrika oor die aarde bedien. Halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik die Ancient Original Hebrew Sacred Name Bible, Sacred Name Bible, the Rotherham version, wat vertaal was in 1860, ekskuus tog, deur ene Dr. Joseph Briand Rotherham. En volgens die Bybel glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yafashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons verwys nie na onsself as Christene nie, maar as Jafiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, en jy kry dit in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Wel, ek wil dit net hierso sê, dit lyk vir my met al die heen en weer vallery, en elke keer dink ons gaan reg wees met die legkaart studiegids Bybel nommer 3 en ons is op pad. Nou ek verjaar die 3de Julie as Vader die lewe gesondheid spaar, en ek wil nou nie hê almal moet gelyktydig gebruikte R500 noot vir my stuur nie, maar ons beplan om op die dag dan ook die legkaart, die 3de legkaart studiegids Bybel, wat van die boek Efese tot by die boek Hebreërs, die einde van Hebreërs sal gaan. Dis 11 boeke. So maak reg vir die 3de Julie. Vir my gaan dit 'n spesiale dag wees as dit op my verjaarsdag kan gebeur. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees. Kom ons wees 'n aanmoediging vir mekaar en 'n aanwins vir die koninkryk van Yafashua op die aarde. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. Nou die opskrif ons gebruik, ek gebruik die boek hier nog direk. Henog ontmoet met die engele. Nou jy sal onthou dat ons het nou laasweek en die weke tevore het gekyk na die 20 engele wat nou die hoofengele is, en elkeen van hulle
het nou weer 'n klomp engele onder hulle. Nou gaan ons sien dat die hele beskrywing van die boek Henog swaai nou na 'n ander kant toe. Met die kennis en agtergrond van hierdie 20 gevalle engele en hulle name, is ons gereed om te ervaar wat Henog ervaar het toe die tweede engel hom in die hemele opneem. Nou, ons gaan nou vind dat oor die volgende paar weke gaan Henog elke week in 'n hemel ingeneem word. Jy weet, ek hoor die ouens kom daar in die boot aan die ouens en sê dat die troonkamers in die derde hemel. Troonkamer in die derde hemel. Dis dan die bymekaar kom plek van die ou soos mense wat aan die kruis gehang het saam met Jafashua, daai sondaar, en Jafashua vir hom sê, vandag sê saam my in die derde hemel wees, of in die paradys wees, derde hemel in die paradys, sal ek het net regstel. So as al die verskillende nommers 7 is, 7 engele, 7 geeste, 7 gemeentes, 7 kandelaars, 7 brode, ons kan so aanhou. Als is 7, die aarde is in 7 dae gemaak en 7 is Jaffa se nommer. Maar daar is net 3 hemele. Nee, daar is 7 hemele. Weet jy wat? Die ouens wat hierdie vrymesselaars wat hier nog geskryf het, selfs hulle weet meer as meeste van hierdie spookpredikers. Hulle weet daar 7 hemele. Inteendeel, hulle sê daar is meer, daar is 10 of 12 hemele. Maar volgens die woord is daar 7 hemele. Goed so. Inteendeel is daar's baie meer hemele, want die woord sê dat Jafashua daar opgevaar het hy verby die hemele, verby al die hemele opgevaar. Verstaan ons wat dit beteken? Maar ons sal sien soos ons aangaan, baie interessant. Nou hier's 2 engele wat vir Henog al die tyd gaan rondneem in die hemel. Nou wat ek weet, maar Henog is dood. Hy het dan lewend in die hemel opgevaar. Hoe het sy geskrifte uitgekom by sy seuns? Het hy paus net gestuur met 'n briefie? Ja, jy sien, Elia het ook met die Baalpredikers gespot. Hoe weet enige persoon dat daar 2 engele was wat Henog in die hemel opgeneem het? Hy kon dit mos nie geskryf het as hy lewend in die hemel opgeneem is nie. Weereens 'n godsdienstige leuen, of wat sê u? Natuurlik. Ons moet net die Engels mooi Afrikaanse woord is common sense gebruik ook. Jy sien maar, ons was geleer wanneer ons Bybel lees of na preke luister, dan sluit ons af. Ons doen nie self ons eie navorsing en studies nie. Al die jare in die kerke sit en was gevoer wat die pastoor ons gevoer het. Nou gaan die boek Henog verder, hy sê God. Nou gebruik die woord God hier, want hulle weet nie wie is Elohim of Jaffa nie, né? Ek werk uit die boek Henog uit. God het hom, dis Henog, lief gekry en hom aangeneem, dat hy die allerhoogste woonplek sou aanskou, en dat hy ooggetuie sou wees van die wyse en groot onbegryplike, onmeetlike koninkryk van almagtige God. So hy was die getuie gewees in die wysheid van die groot onbegryplike en onmeetlike koninkryk van almagtige God. Vir ons is Jaffa, ons Elohim. Halleluja. Ek kry seer as ek moet sê God en Christus en Here en ooggetuie van die wonderbaarlike, een glorieryke, helder en veelvullende status van die gedienstknegt van God. Ooggetuie van die wonderbaarlike, een glorieryke, kan jy dit dink? 'n mens al hierdie wonderbaarlike titels kan dra, van die diensknegt van God en van die ontoeganklike troon. Nou beskryf hulle die ontoeganklike troon van God en van die grade en openbaring van die geestelike leerskare en van die onuitspreeklike bediening van die menigte van die elemente en van die onderskeide gedaantes en van die onuitspreeklike sang van die geeste, nie engele nie, geeste, van kareebome en van grenslose lig. Kareebome, wat soek 'n kareeboom in die hemel? Kareebome in die hemel. Nou verduidelik die skrywer van Henog, en onthou, hulle is 'n klomp vrymesselaars.
Hier is nie een ou se boek nie, dit is 'n groep ouens se boeke. Dis hoekom hy nie 'n outeur op sy boeke aanwys nie. Net die uitgewers. Terwyl ek, dis nou hier nog, op my bed gerus het 'n groot ontsteltenis in my hart opgekom, sodat ek aan my slaap geween het. En ek kon nie verstaan waarom ek so ontsteld was, of wat met my gebeur het nie. Dis snaaks, né? Toe daar 2 manne aan my verskyn, baie groot, so wat ek nog nooit op die aarde gesien het nie. Maar hy dan vir ons beskryf hoe die reuse gelyk, o Henog. Kan jy onthou? Hulle aangesigte was soos die skynende son. Hulle oë het soos kersse gebrand, so in Henog se tyd het hulle geweet hoe om kersse te maak. Weet jy wat? In daai tyd was daar nog nie eers prentjieskrif nie. In Moses se tyd, 3000 jaar later, was daar eers prentjieskrif, want en dis hoekom die Egiptenare, al die Egiptenare se algriewe en hulle geskrifte is al prentjieskrif. So hoe sou hulle gewees het om kersse te maak? Hulle oë het soos kersse gebrand. Kersse, regtig? En uit hulle mond het gekom iets soos vuur, wat soos vuur gelyk het. En hulle klere was soos die verspreiding van skuim. Skuim. En hulle arms soos goue vlerke. Aan die kop en end van my bed. Luister nou hierna. Jy sien, iemand anders sou nou net aangehou lees het. Was daar reeds beddens gewees wat hulle opgeslaap het? In die 7de geslag na Adam? Primitiewe mense? Ek vra net. En dat hy 'n kop en end op sy bed, en hulle arms soos goue vlerke, so hy het iets soos vlerke aan die kop en end van sy bed. Waar het hulle die gegote staal gekry om dit te doen? Waar het hulle geweet hoe om malts te maak? 7 geslagte na Adam. Kom ons dink net tegnologies. Kan ons dink hoe ver agter was die tegnologie? As jy vat in ons tyd, ek word 73, as Vader die gesondheid spaar, as jy wel daarby is. En in ons tyd het ons die industriële revolusie gesien. En my pa hulle voor ons, wat dan in die Tweede Wêreldoorlog, daar het vliegtuie gekom, en dis waar goed regtig begin gebeur het. Kan jy dink hoe dit gelyk? En nou praat ons van dan af, nog 2000 terug na Joshua toe, nog 1000 jaar terug na Moses toe, 3000 jaar na Henog toe. Kan jy dit vir jou indink? En hulle arms soos goue vlerke aan die kop en end van my bed. So hy praat van sy bed. Was daar reeds beddens gewees met kop en ente? Ai. En ek het my slaap wakker geword en die 2 manne het my werklik langs my kom staan. Ek het haastig opgestaan en voor hulle neergebuig, my aanskrik was soos die ryp bedek uit vrees. So hy het hom doodgeskrik. En die manne het vir my gesê, wees dapper Henog, en moenie vrees nie. Die ewige God het ons na jou gestuur. Wat sê hy dan? Die ewige God. Wat beteken die woord God? G-O-D. Dit beteken Baal, Songod, Nimrod, Ra, Zeus, God, voorwerp van aanbidding, is 'n Griekse woord God, wat kom van Kyrios en van Theos en Kyrios, Grieks en Latyns. En dan skryf Henog in 7 geslagte na Adam van God. Want hy praat nou nie so. Wat 'n kultuur dink u het Henog gehad? Dink net daaraan.
Watse taal het Henog gepraat? Hulle het klanke gemaak. Dis Moses wat 3000 jaar later skryf oor die boek Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Hy skryf oor die Pentateuksboeke. Hy skryf oor die Torah. Of hy skryf die Torah. 3000 jaar later, na die begin van die skepping. Nou kom die ou en hy praat van 'n ewige God. Hy moes hom ons 'n ander naam genoem het. Hy kom noem 'n Griekse naam, waar daar nog in die volgende 5000 jaar nie eens 'n volk soos die Grieke bestaan het nie. Verstaan ons dit? Maar hy gebruik 'n Griekse naam. Jy sien, ek dink dis omdat ek 'n professor is en my lewe lank 57 jaar lank kom met navorsing in die eskatologie en met die verwante onderwerpe, dat mense nie vir my 'n storie kan vertel nie. Ek sien die goed onmiddellik raak wanneer mense rubbish praat. En hierdie is van die grootste rubbish wat jy in jou lewe gaan kry. Maar dit word gepreek as evangelie en Deborah de Rigter en Japie van Sail en die ouens, dis hulle Bybel hierdie. Die Israelvisie ouens. Hulle glo hierdie rubbish. Dit gaan oor intelligensievlak ook. En die man het vir my gesê, wees dapper Henog en moenie vrees nie. Die ewige God, dis Grieks, het by ons na jou gestuur en kyk, hy sal saam met ons vandag opgaan in die hemel. En vertel aan jou seuns alles wat hulle op die aarde in jou huis moet doen. En laat niemand jou soek totdat God weet, jou na hulle sal laat terugkeer. So Henog gaan terugkom. Maar ek dacht dan hy het lewend in die hemel opgevaar. Henog gaan terugkeer. Maak dit vir jou sin? Maar hy het dan lewendig in die hemel. Het Elia teruggekeer lewendig? Ja, daar op die berg sê die woord, in 'n verheerlikte liggaam, maar hy kom terug na sy seuns toe om hulle te vertel. Nee. En hulle het gehoorsaam en hulle het gehoorsaam en uitgegaan. Ek het my seuns met Seriaal en Regem geroep. Ek het aan hulle alles vertel wat die manne aan my gesê het. Henog se opdrag aan sy seuns voor hy vertrek. So hy was nie sommer net weggerig nie. Dit was 'n georganiseerde ding gewees. Alles was gereël. Jaffa het vir hom gesê, kom ek sê vir jou wat jy doen en dink jy so? Regtig? Ek het aan hulle gesê, kyk my kinders, ek weet nie waarheen ek gaan nie, of wat my sal word, maar hy het die engele dan gesê, hulle gaan hom na God toe vat in die hemel. Hoe sal hy nou nie weet nie? Ek glo nie hierdie vrymesselaars wat die skryf het so lekker geweet nie. En nou daarom my kinders, moenie julle voor God wegkeer nie, maar leef julle lewens in die teenwoordigheid van God en hou sy uitsprake. Dis vreemd, maar daar was nie eers wette gewees nie. Moses het die 613 wette kom skep, terwyl Israel deur die woestyn getrek het, in 'n tydperk van, kom ons sê, vir daai 40 jaar, maar vir 1000 jaar verder. Want die 613 wette van Moses het net bestaan vir meer as 1000 jaar. Toe Jaffa dit weggevat het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Jy kan dit lees in Hebreërs 7 vers 18. Hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy sê vir hulle hierso, en nou my kinders, daarom my kinders, moenie julle voor God wegkeer nie, en leef julle lewens in die teenwoordigheid van God. En hou sy uitsprake, hoe sou hulle God geken het? Soos hulle hom noem, Jaffa, ons, Elohim, hoe sou hom geken het? Het hulle enige profete gehad, sê die Bybel, wat hulle geleer het? Niks, nothing, aziku. So hoe sou hulle geweet het? Hy sê, moenie die offer van jou saligheid weier nie. Moenie die offer van jou saligheid weier nie.
Hy sê, en God sal nie die werke van jou hande weier nie. So as jy nie offer nie, dan gaan gaan jou werke nie geseën word nie. Ons het gesien dat Kain en Abel het geoffer, sommer in die begin. Nadat Adam en Eva uit die tuin uit is, toe hulle nou opgegroei het as jong manne. Daar was daai begeerte om te offer. En ek weet nie of jy van u weet, hoekom is Abel se offer aangeneem en Kain se weggewys nie. Weet u? Wel, is maklik. Kain het die 6de offer geoffer, naamlik groente en vrugte van die land. Abel het vleis geoffer. Die bloed van diere, van 'n dier, 'n lam, die Bybel sê wat nie, maar hy het bloed geoffer, vleis geoffer. So Kain vat die kortpad, alhoewel daar nie 'n struktuur weer was van offers en goed op daai stadium nie. Daar was nie priesters of tempels of sinagoges met sinagogiese skynheiliges en wetsgeleerdes, fariseërs en Sanhedrin en al. Daar was niks van daai goed nie. Dit was die begin van die beskawing. Verstaan ons dit? Moenie so nou verstaan jy iets bietjie meer. So Abel het bloed geoffer of vleis geoffer wat Jahwe behaag het. Kain kom en volgens die Ou Testamentiese offerskedule van Moses, dan sien ons dat is die 6de offer, groente en vleis en goed. Hy sê moenie die gawe van God weier nie. En God sal jou nie sy besettinge en jou stoorkamers weier nie. Ai, kom hulle alweer met tieners en goed. Dis waarna hulle mik hierso. Moenie die gawe van God weier nie. Kom ons, ek lees nommer 3. En moenie die offer van jou saligheid weier nie. So jou saligheid hang aan jou offer. En God sal nie die werke van jou hande weier nie. Soos die Gees sal vir jou gegee word. Moenie die gawe van God weier nie. Wat is die gawe? Wie die gawe is ingestel? Op daai tyd. En God sal jou nie sy besittings in jou stoorkamer weier nie. Sy besittings in jou stoorkamer. Jy sien soveel kere is wanneer dit na Jahwe verwys, sy moet ons nou 'n hoofletter gewees het. Weet klein lettertjie en ek wil net sê hierdie boek Henog is verskriklik amateuragtig geskryf. Oorvleur met spelfoute en grammatiese foutfoute en jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. Jy sien hulle skryf dit so dat dit lyk dat die mense wat die boek Henog aanhang en die apokriewe boeke en die goed, laat dit lyk asof dit Henog was wat dit geskryf het. En hy was nog bietjie stupid geweest, hy het nog nie skool gegaan nie. Hulle laat dit so lyk. So as jy gee, as jy jou gawes, Henog, as jy jou kinders leer om hulle gawes te gee, gaan God sy besittings in sy stoorkamer oor hulle oopmaak en dit nie weier nie. Seën God vir die eerstelinge onder al jou vee. Ai, dit klink my so bietjie na Moses hierdie, ne? Klink dit nie so bietjie na een van die 613 wette nie? Natuurlik. Seën God vir die, jy sien die ouens wat in die 16de eeu, wel, dit was eintlik half in die 17de eeu, maar in die 16de eeu, ja, dit was in die 16de eeu, 1660, die boek Henog geskryf het. Hulle het geweet wat staan in die wette van Moses. En daarom gebruik hulle dit. Seën God vir die eerstelinge onder jou vee. En jy sal vir ewig deur God geseën word. So as jy nie gee nie, kan jy nie ontvang nie. Dis wat hierdie klink bietjie na Moses se wette. As jy weet hoe klink Moses se wette natuurlik. Hy sê, moet julle nie wegkeer van God nie. Moet ook nie afgode aanbid wat nie die hemel of die aarde gemaak het nie. Waar sou hulle die afgode gekry het? Die 7de geslag van Moses af. Wat het hulle geweet van afgode? Daar het nie eens 'n Bybel bestaan daai tyd nie, soos ek sê. Hulle het gesukkel om prentjieskrif te lees. Maar God
in julle harte vrees vir hom bevestig. En nou my kinders, laat niemand na my soek, totdat God my na julle laat terugkeer nie. Nou is daar een skrif in die hele Bybel, protestante Bybel, die 33-53 Bybel of die Restoration Bybel, wat vir ons kan sê, waar het jy nog teruggekeer aarde toe, een keer? Wanneer Jaffa met Petrus en van die ander apostels op die berg gaan, die hoë berg, dan verskyn aan Jaffa en die apostels daar, die paar van hulle, Moses en Elia. Moses en Elia. En Moses het nie lewendig in die hemel opgevaar nie, Elia met 'n waal van vuur en perde van vuur. Hoekom volgens die Israelvisie ouens en al hierdie slim mense is Henog ver bo Moses gereid? Sy telling is myle bo Moses se. Hy is gelykgestel aan Elia. Maar hoekom het hy nie saam met Elia en Jaffa op die berg verskyn in plaas van Moses nie? Ek kan nie hoor nie. Jy sien, want die Bybel sê, en Henog was daar nie meer gewees nie. Dis hierdie New Agers wat maak asof hy lewendig in die hemel opgeneem is. Ons het mos deur die skrifte gewerk. Die Bybel het nie een keer gesê hy het lewendig in die hemel in opgevaar nie. Hy was net nie meer daar gewees nie in Genesis. En soos ek gesê het, as ek môre doodgaan, dan gaan hulle sê, en Prof Hannes was daar nie meer gewees nie. Dit beteken ek het lewendig in die hemel opgevaar nie. My vader, Pa Nick, is al jare gelede dood. Hy is net nie meer daar nie. Dis mos common sense. As hy dood is, kan hy nie daar wees nie. Maar omdat hy nie daar is, het sê dit nie, hy gaan lewendig terugkeer aarde toe nie. En hy sê hy. Hy sê, maar God het in julle harte vrees vir hom bevestig. En nou my kinders, laat niemand na my soek, totdat God my na julle laat terugkeer nie. Moenie oor my worry nie, ek kom terug. Het klink amper soos, nee, laat ek dit nou nie sê, dan gaan die ouens vir my kwaad word. Maar hulle kan maar kwaad word. Klink soos daai liedjie wat ons gesing het, die kat kom terug die volgende dag. Dit klink amper so iets. Ja, ek spot met die Baals. Ek spot met die Baal aanbidders. Hoekom? Want Elia het dit gedoen. En Jaffa was aan sy kant gewees. Dis die Bybel dien nie. En dan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika wil hierdie boek in die Bybel inbring as 'n Bybelboek, soos die 17 apokryfe boeke wat hulle ingebring het. Ek sal nog 'n reeks oor daai 17 apokryfe doen as Jaffa lewe gesondheid spaar. Henog word in die hemel in opgeneem, naamlik die eerste hemel. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Hy sê, nadat ek met my seuns gepraat het die twee manne, dis die engele, my geroep, my op hulle vlerke geneem. Nou wat het hy gedoen? Op hulle skouers gaan sit. Dan gaat hulle. Het hulle net stil gestaan en begin vlieg, of het hulle gehardloop soos 'n aeroplane? Ek weet nie, ek is maar goed wat my opkom. Op hulle vlerke geneem, of soos Arkansas, daai stories van die kinders flieks wat op die TV was vroeër jare. Hy op die eense rigting, maar daar gaan die een met hom. Het hulle die idee by Henog gekry, ek wonder. Nadat my seuns gepraat het, het die twee manne my geroep en my op hulle vlerke geneem, en hulle het my tot in die eerste hemel gedra en my daar neergesit. Ja. Hulle het aan my 200 engele gewys. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak, want hier kom skokke wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het nie. En dis Bybels, dis veronderstel om in die protestante Bybels in vertaal te word. Want hulle sê, hierdie boek Henog moes eintlik in die plek van Openbaring gewees het. Hierdie boek was nie in 'n katholieke Bybel gewees nie. Terwyl die boek Openbaring ten minste in die katholieke se Bybel was.
Maar hulle wil hom nie daar gehad het, hy het hom uitgehaal. Want hoekom? Dit wys die Katolieke hoe hulle tot hulle einde kom, die Babyloniese oermoeder. Hulle het aan my 200 engele gewys, wat die sterre van die sterrestelsel in die hemele beheer. 200 engele. Nou, daar's net 200 engele, volgens hulle, wat uit die hemel uitgewerk word. Onthou, daar's 20, ons gesien 20 hoofengele, wat ons so 2-3 weke terug hanteer het, en elkeen van hulle kry 10 engele. 20 maal 10 is 200. So hy is 200, daar's nie 1/3 van die hemelse engele uit die aarde neergewerp nie. Net 200. Plus natuurlik die chiefs in charge, né? Die voormanne of die hoofengele, wat allemaal demone is. Kan jy dit verstaan? Nee, ons gaan sien, hulle is nie demone nie. Hulle is hoofengele, gelykstaande en partykeer hoër as Michael en Gabriel. Kan jy glo dat iemand sulke goed kan dink en skryf? Hulle het my en my 200 engele gewys, wat die sterre in die sterrestelsel in die hemele beheer. Gelukkig weet jy reeds wie hierdie 200 engele was. Hulle was gevalle engele en die 200 leiers en daar was 20 van ander engele wat die hoofleiers oor hierdie 200 was. Nou ja, ons het nou vanaand iets baie interessant gehoor. En van hier af gaan dit baie meer inligting wees. Ek wil weer sê, maak seker dat jy 'n seatbelt of 2 saambring, want jy gaan dit nodig kry. En ja, die tyd is ons gevang. As Vader wil en liewe gesondheid spaar, tot volgende week. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.